Die keuse van speenouderdom is 'n belangrike bestuursbesluit in koeikalfproduksiestelsels. Dit beïnvloed die kalvers se onmiddellike produktiwiteit, sowel as die langtermyn volhoubaarheid van beesbedrywighede, waaronder voerdoeltreffendheid, koeie se herstel, reproduksietempo en beskikbare hulpbronne wat weens druk van klimaatsverandering en markvereistes al hoe belangriker word. Ek gesels vandag met twee persone wat betrokke was by 'n studie oor ideale speenouderdom. Brent Jammer en bekende Bonsmara-produsent Arthur de Villiers. Eerste aan die woord is Brent, 'n PhD-kandidaat aan die Universiteit van die Vrystaat, wat hierdie onderwerp vir sy PhD genavors het. Brent, baie welkom en baie dankie vir jou tyd. Die eerste ding wat ek by jou wil weet is, hoekom het jy op hierdie onderwerp vir jou PhD besluit? Goeiemôre Deidre, goeiemôre ook aan die kykers. Ja, dis maar 'n interessante studie. Ek is self 'n kleinskaalse boer in die Noord-Kaap en so jy weet daar kry ons maar min reën. En soos ek so na my beeste kyk en ek kyk na die veld en ek besef maar watter stelsel kan ek hier implementeer wat dalk kan help om te survive of dat my kudde kan oorleef in hierdie droë omstandighede. En toe het ek bietjie gaan oplees op verskillende maniere of verskillende metodes wat boere gebruik. En toe kom ek af op die topik van vroegspeen. Sien ek maar jong, hierdie vroegspeen is iets wat met redelike sukses in ander lande toegepas word. Onder andere sien ons dit groot in Argentinië, in Australië, as ook in Amerika. En toe ek bietjie begin oplees, toe sien ek maar daar's nog min studies gedoen oor vroegspeen spesifiek in Suid-Afrika. Ek weet in die melkbedryf is hulle groot op die vroegspeen, maar op beeste spesifiek word dit op 'n mindere vlak gedoen. En dis toe ek besef het, maar okay, hier is dalk 'n kennisgaping, of hulle noem dit in Engels 'n knowledge gap, wat ons dalk kan probeer om te explore, om te sien hoe dit kan werk onder Suid-Afrikaanse toestande of omstandighede, ja. En dis maar waar die basis van die PhD vanaf kom. Okay, en vertel my, wat is die verskeie faktore wat in ag geneem moet word wanneer jy die ideale speenouderdom wil bepaal? Okay, soos ons ook gelees het in die literatuur, is dit predict of voorspel dat die consumption van lewende hawe-produkte, soos die wat ons so vleis en allerlei rooi vlees spesifiek, dit sal toeneem, omdat die hoeveelheid mense in die bevolking gaan toeneem reg oor die wêreld, globally. So dan moet boere al hoe meer maniere vind om op dieselfde stukkie grond waar hulle boer, spesifieke sisteme in plek te gaan sit, wat dan sal help om hierdie demand wat dan van die consumption van livestock products afkom te meet. En onder andere is die fokus spesifiek op speen. So, en as jy kyk na speen, op koei-kalfproduksie is daar verskeidenheid faktore wat boere moet in ag neem. So ons het toe 'n raamwerk gaan ontwikkel gebaseer op dit, wat dan boere kan help om 'n optimale speenouderdom te gaan kies. Ons het hierdie raamwerk 'n decision support raamwerk genoem en nie 'n decision making raamwerk nie. Ek sal vir jou die rede gee waarom ons dit so gedoen het. 'n Decision making raamwerk sê vir jou, jy moet so gaan speen. Hulle sê vir jou spesifiek met soos ons sê 'n prescription, daar's 'n prescription wat dan sê dis hoe jy te werke gaan met speen. Maar 'n decision support framework sê watter faktore kan ek in ag neem wat my kan support om die regte besluit te neem op speen. En van die redes of die basis daarvoor is hoe iemand in Geysemap in Namakwa-land speen, is nie hoe iemand soos om Arthur byvoorbeeld gaan speen in vrede nie. Die omstandighede is verskillend, omstandighede is verskillend, die maniere en die praktyke wat hulle implementeer is ook verskillend. So hierdie decision support framework is nie generies nie, so hy is aanpasbaar vir die omstandigheid waar jy in boer. So ons sê jou sentrale besluit is jou speenouderdom, en dit sal afhang van verskeidenheid faktore. Ons het dit gaan opdeel in produksiefaktore as ook finansiële faktore. Want as jy moet kyk na deur twee lense, uit 'n finansiële oogpunt het, moet dit sin maak, en as dit uit 'n finansiële oogpunt het kan sin maak, dan moet ek sê, hoe bestuur ek my produktiewe faktore sodat ek op die einde van die dag my wins kan maksimaliseer of kan optimaliseer. So van die goed waarna ons kyk, sê ek, ons kyk na die koei se prestasie. Die koei se prestasie sluit in haar ouderdom by kalf. Dit is 'n baie belangrike faktor en ons kan sien met soos die studie aangegaan het met die modelle wat ons gehardloop het, is die ouderdom en die gewig by kalf baie belangrik om die koei se vermoë om dan hierdie kalf groot te maak
te verbeter, so die ouderdom en die gewig by kalf. Dan kyk ons na die liggaamskondisietelling. As die liggaamskondisietelling nie goed is as gevolg van 'n kalf wat te lank syp, dan kom dit daartoe dat hierdie sakling van die kalf veroorsaak dat die koei kondisie verloor. Dit belemmer ook haar herkonsepsie. Onthou, ons wil op die einde van die dag wins maksimaliseer en 'n koei-kalf-produsent maksimaliseer sy wins met die kalvers wat hy produseer. So as my liggaamskondisietelling nie reg is nie, as gevolg van 'n kalf wat te lank drink, dan belemmer dit my herkonsepsie. Al sit ek die bulle in, dan kom die koei nie weer op buite nie en dan raak sy nie weer dragtig nie. So op 'n einde van die dag kan sy nie vir my 'n kalf gee nie. Dit meen ook die tussenkalfperiode verleng, jammer. Die tussenkalfperiode verleng. 'n Langer tussenkalfperiode vertel vir ons dat 'n koei nie op 'n sekere datum kalf jaar op jaar is. So as mens gaan kyk na die langtermynproduktiwiteit van daardie koei, kan sy byvoorbeeld in 6 jaar dalk net vir ons 2 of 3 kalvers gee, in plaas van om 5 na 6 kalvers toe te gee, verstaan. So 'n mens moet gaan kyk na die koei se prestasie en die belangrikheid daar is jou herkonsepsie en jou herkonsepsie word beïnvloed deur jou liggaamskondisietelling asook jou ouderdom by kalf. Dan skuif ons nou van die koei af, kom ons na die kalf toe. Dan kyk jy na die kalf se geboortegewig. Die model het vir ons vertel dat die geboortegewig nie so belangrik is nie, omdat ons het dit ingesit want in baie van die literatuur wat ons lees sien ons die geboortegewig speel 'n rol met die mortaliteite. Dis veral waar ons nou dystocia kry waar die koeie veral as hulle vroeg gedek word, omdat sy redelik vroeg gedek is, sukkel sy dan in 'n paar gevalle om te kalf. So mens moet dan gaan kyk na daardie kalf se gewig. So jy moet dan 'n bul gaan selekteer wat ook 'n lae geboortegewig het wat dan natuurlik met genetika ook dan in die kalf sal voorkom waar jou koeie nie sal sukkel om te kalf nie. So ons kyk na die kalwingsgemak en dan kyk ons ook op die einde van die dag na die speengewig. As jy wil jou wins maksimaliseer, moet jy die swaarste speenkalf in die mark sit. Dis ongelukkig hoe die mark werk. Maar ons kan dan nou sien in ander lande gaan dit nie noodwendig oor die kalf se gewig nie. Dit gaan ook oor hoe die kalf vir preconditions, hulle noem dit preconditioning op die plaas waar hy al reeds sekere rantsoene gewoond is om te vree, dan die kalf is ook gehealth precondition, het sekere medikasie al reeds gekry, so dit maak dit vir hom makliker om dan in die voerkraal te presteer. In Amerika is daar premies vir hierdie kalvers wat vroeër gespeen is en geprecondition is en boere maak dan meer geld daaruit. En dan het ons nog 'n komponent bygesit uit die produktiewe faktore uit en dit is die enterprise management. Hoe bestuur ek as die boer my enterprise of my bedryfstak? Dit sluit in die voer wat ek gee. Dit sluit ook in hoe speen ek in 'n nat jaar en in 'n droë jaar. Van die boere wat ons onderhoude mee getref het gesê dat in 'n droë jaar speen hulle effens vroeër. So in plaas van om op 6 maande te speen ek dan nou bietjie vroeër op 5 maande en na 4,5 maande en dan veral die oom daar in Geysemap naby Namakoland. So hy speen dalk vroeër in 'n droë jaar, maar in 'n natter jaar omdat daar genoegsame veiding is, jou koeie se kondisies in 'n goeie toestand, dan kan jy maar konvensioneel speen wat in Suid-Afrika 6 tot 7 maande in die meeste van die gevalle is. Dan gaan kyk ons na veldtipes, soos ek gesê het, daar's verskillende veldtipes wat voorkom in verskillende areas van die land. So dit gaan ook beïnvloed hoe ek dan my speendatum gaan kies. En 'n belangrike ding is jou beesras waarmee jy boer. So verskillende mense maak ook gebruik van basterkrag waar jy wat ons weet natuurlik is verskillende rasse wat jy dan kry. So hulle is dalk bietjie vroeër mature en weeg swaarder dalk met speen as wat jy nou gaan byvoorbeeld 'n ander ras gebruik wat dalk langer vat om mature te raak. So dit is van die produktiewe faktore wat jou speendatum sal beïnvloed. Dan kyk ons uit die finansiële kant uit. Ek noem dit my financial component. Dit sluit in my wins wat ek maak. Die basis vir enige boerdery is om wins te maksimaliseer. So as ek nie gaan wins maak nie, dan sê ek nee. Ek neem nie 'n ander speenpraktyk op my plaas aan nie. So ek stiek met dit wat ek gewoonweg doen en ek speen maar konvensioneel. So dan kyk ons na hoeveel uitskot koeie kom daarso, hoeveel van hulle het gesukkel om te kalf, hoeveel van hulle kon nie die kalf reg melk gee nie. So dan sê ons okay, hier is 'n bietjie swakker presterende koei, so ons gaan na uitskot. Dan kyk ons na jou cash flow needs. Onthou baie van ons boere in Suid-Afrika boer met skuld. So sekere van die boere kan dalk speen
so toepas dat dit in dieselfde tydperk gebeur wanneer hulle se lenings moet betaal aan die bank. So dit is 'n belangrike komponent. So dalk omdat ek gewoonweg op 7-8 maande speen, maar omdat my skuld nou by die bank benodig word om betaal te word, dan sê ek ook in plaas van om 8 maande te speen, kom ek speen maar eerder op 6 maande, omdat ek 'n cash flow 'n need het of 'n druk het om my kontantvloei onder druk, dan speen ek effens vroeër om my finansies te delg. Dan kyk ons na speenkoste. In die literatuur sê hulle daar in Amerika, hulle noem dit calf housing. As hulle vroeër speen, sit hulle hierdie kalvers in mooi huise, hierdie huise het ligreëlings, hierdie huise het infrarooi ligte in wat die welfare van die kalf stimuleer om goed te speel en om goed te interact. Hulle stel ook mense aan, lees ons in die literatuur wat spesifiek sensoriese neurons by die kalvers try stimuleer met verskillende speelgoedjies en so aan om dan die kalf aan te hits om goed te doen as die man of weggevat is. So daai allerlei koste wat daar betrokke is, moet mens na kyk. As jy vroeër speen, weet jy gaan ook 'n kalf groeimeel byvoorbeeld gaan gee en dis 'n ekstra koste wat jy in ag moet neem as jy jou speendatum aanpas. En dan die laaste komponent van my financial kant van die raamwerk sluit nou in my kudde koste. Dit sluit in my gewone arbeid, my medikasie, asook my voer wat ek supplementeer. En 'n belangrike ding wat ons gaan bysit daarso is die koste om 'n vervangingsvers groot te maak. So baie van die boere hou mos natuurlik verse terug om al ons ou koeie wat uitgeskot word te vervang en daar's 'n koste wat daarmee betrokke gaan want jy wil mos nou hê hierdie vervangingsvers moet mooi groot word, goeie voeding kry sodat jy weet sy kom op die regte tyd op hitte om by die bil gesit te word en dat sy vir jou toekoms sal uitkalf met ander woorde. So daar's 'n koste verbonde aan dit. As jy vroeër speen hierdie kalvers in meeste van die gevalle ligter, so jy gaan bietjie meer spandeer as jy van daai vroeg gespeende vervangingsverse terughou. Omdat sy lig is, gaan sy bietjie seker op 'n latere stadium dan kom opvang hier op jaar 2, kom vang sy op met die konvensioneel, maar in daai tydperk moet jy mooi voorsorg tref om seker te maak hierdie vervangingsvers ontwikkel ek mooi en ek sê in my raamwerk en ons sien in literatuur dat daar is 'n koste betrokke aan dit om daardie vervangingsvers uit te groei. Wat is die algemene speenpraktyke in Suid-Afrika? Die algemene speenpraktyke in Suid-Afrika, ons weet dat literatuur en soos ons ook baie lees sê vir ons dat 75% van al ons kalvers gaan in die voerkraale. Alright, so 7 uit elke 10 kalvers wat jy kry kom beëindig in die voerkraalmark. So ons voerkraalmark en ons speenkalfmark is 'n baie belangrike mark in Suid-Afrika. So wat ons sien is dat baie van die kalvers wat dan na die voerkrale toe gaan, is kalvers wat in meeste van die gevalle tussen 6 na 9 maande gespeen word, maar daar's nie 'n alternatief waar ons sê hoekom is daar nie dalk kalvers wat vroeër gespeen is nie. En van hierdie vroeg gespeende kalvers is dalk al geprecondition op die plaas. Hulle is gehealth precondition omdat hy vroeër weggevat word van die ma, moet jy meer doseer, moet jy meer inspuit en dan moet jy ook mos nou maar hierdie kalvers voer met 'n bulgroei of 'n kalfgroei dan so. Hulle se rumens is dan al reeds aangepas. So wat ons sien is in meeste gevalle is die algemeen op 6 na 9 maande, maar in ander lande soos Amerika onder andere gee hulle premies vir vroeg gespeende kalvers wat in die voerkraal dan inkom wanneer hulle weet die voerkrale is bereid om te betaal omdat hierdie kalvers alreeds geprecondition is. En ek sê maar net met hierdie PhD van my, kom ons gaan begin oorweeg alternatiewe veral met die klimaatsverandering wat plaasvind, veral met die verandering in verskeidenheid praktyke, moet ons gaan sê is daar dalk 'n ander alternatief wat ons kan explore in Suid-Afrika. En wat is hierdie alternatiewe? Hierdie alternatief sal ek voorstel is vroeg speen. Alright, vroeg speen werk op sekere vlakke en op sekere vlakke het dit natuurlik nadele soos enige iets. Ons het nog aan toets byvoorbeeld by Omave, by AG Bonsmara, ons weet hy doen die vroeg speen. Hy speen veral vroeg op sy eerste kalfverse. Alright, so alle verse wat vir die eerste keer kalf word vroeg gedek om en by op 14 maande en dan omdat hy so 'n bietjie vroeg gedek is, gaan speen ons dan daardie kalf hier in die omgewing van tussen 60 na 90 dae, waarskynlik meeste van die tyd 60 dae. Alright, so dit is van die praktyke wat ons dan sê as jy gaan koeie of verse gaan vroeg dek, kyk daarna om hulle dalk die kalvers bietjie vroeër te speen. Wat ons sien met daardie vroegspeen aksie
Die oomblik jy die kalvers wegvat, is daar groot hormone wat daar 'n rol speel. Dis jou LH, dis jou progesteroon en ook oksitosien, is van die groot hormone wat daar so 'n rol speel. Omdat die aksie van die kalver weggevat is daar nie weer senuwees wat gestimuleer word deur 'n suckling action van die kalf af nie. So met ander woorde, sy kan nou recover, en as hy gerecover, die oomblik jy die bulle insit, dan kom daar goed baie vinnig op hitte. En dan sien ons op die einde van die dag dat die interkalfperiodes het verkort van hierdie vroeggespeende verse. So as jy dit kyk uit 'n reproduktiewe oogpunt, dan sê ek, vroegspeen kan werk, as dit werk definitief, ons het dit gaan toets op eerste kalfverse. Ons sien dat die interkalfperiode of die tussenkalfperiodes van hierdie verse verkort, omdat die kalf weggevat word, stimuleer dit dan nog nie weer melkproduksiehormone nie. Dit maak dan dat sy recover, want dat is nie weer 'n kalfie, haar liggaamskondisietelling neem op, en die oomblik jy die bulle insit, dan kom hulle dan conceive hulle, met ander woorde, dan sien ons hulle kalf in 'n korter periode. So uit 'n reproduksie oogpunt uit, vir eerste kalfverse en vir 'n korter tussenkalfperiode sal ons sê jy kan gaan vroeg speen. Maar as jy nou weer kyk, die konvensionele speen, niks wenmoedersmelkie, dis maar net hoe die natuur werk met dit. So niks wenmoedersmelkie, hulle speen swaarder en jou vervangingsverse is ligter op 'n vroeg, of swaarder, jammer, op 'n vroeër ouderdom, en dan kan sy al by die bil gesit word. So konvensionele speen werk, in die meeste van die gevalle perform dit beter as die vroegspeen, maar ons sê, as hang af van waar die boer geleë is, moet jy gaan kyk, watter hulpbronne het ek op my plaas, hoe lyk my environmental conditions, en hoe lyk my praktyke, en dan kan jy byvoorbeeld sê, kom ek pas aangebaseer op waar ek myself huidiglik bevind. Ek sê nie, dis hoekom noem ons hierdie raamwerk ook 'n decision support raamwerk. Jy moet gaan kyk, wat het ek, en watter van die faktore hierso is vir my op toepassing, en hoe gaan ek dit dan gaan implementeer. So speen, die optimale speenouderdom in Suid-Afrika bestaan eintlik nie. Dit hang af van die boer se bestuurspraktyke en sy omgewingsomstandighede en hulpbronne waar hy homself bevind. Dis reg. Baie dankie, Brent. Baie dankie Deidre, en groete aan die kykers. Arthur de Villiers, bekende Bonsmara stoetteler en eienaar van AG Bonsmaras, sluit nou by ons aan om oor die praktiese aspekte van Brent se navorsing te gesels. Baie welkom Arthur en baie dankie. Arthur, julle pas vroegspeen al vir 'n hele klompie jare toe. Vertel ons meer oor die praktiese aspekte hiervan, die hoe, hoekom en wanneer. Deidre, dankie, dis 'n kort vraag met eintlik 'n lang antwoord. Ja, ons het dit baie lank toegepas, ek sê nou het, maar ja, pas dit toe al vir die seker die laaste 15-20 jaar wat ons dit doen. Dis nadat ek gesien het dat ek sukkel om my eerste kalfversies wat op 24 maande kalf, tussen 23 en 25 maande kalf, om hulle weer herbeset te kry. En met 'n bietjie toere deur die wêreld heen en met baie ouens te praat en so het ek gesien dis eintlik 'n wêreldwye probleem. Ons sien net 'n Suid-Afrikaanse probleem. Die probleem om 'n eerste kalfvers weer 'n kalf te kry betyds dat sy binne in 'n jaar of so naby as moontlik aan 'n jaar weer daarna kalf nie. En ons het verskeie praktyke gebruik, naamlik om die koeie ekstra kos te gee, om die kalvers ekstra kos te gee, om die druk van die melk af te haal, om die kalvers af te hok elke aand vir 12 ure, om die kalvers af te hok vir 48 uur op 'n keer, jy weet. So ons het regtig hard probeer om te kyk hoe kan ons dit verbeter. Nou ons het met elke nie met elke nie, maar met die meeste van die proefies wat ons gedoen het ons omtrent so 70-75% herkonsepsie gekry, wat seker nie te doodsleg is nie, maar ek het tog gevoel eers ek wonder of ek nie beter kan doen nie, en toe op 'n goeie artikel afgekom van vroegspeen en van hoe iemand dit gedoen het. Dr. Dick Diven is 'n Kanadese voedingskundige, en hy het 'n baie goeie artikel geskryf van dat hoeveel verbeter die konsepsie van daai jong mamas as jy daai kalfies wegvat, maar jy moet dit soos totaal wegvat. Hulle het verskillende
praktyke gedoen, naamlik om hulle praat van fence weaning, dan die mamma aan een kant van die draad en die kalf aan die ander kant van die draad, en dan praat hulle van ook hierdie afhok van die kalvers, en dan ook interessant, hulle het 'n klomp koeie gevat en hulle eiers uitgesny, hulle soos waar hulle melk produseer, en die kalvers by hulle gelos, en natuurlik die kalvers nou kos gegee, en in nie een van die gevalle was dit so suksesvol as wat hulle die kalvers vroeg gespeen het en dan maar heeltemal weggevat het. Hulle mag nie die ma naby gehad en die ma se invloed of die kalf se invloed op die ma het nog steeds 'n langer periode te veroorsaak voordat sy bil gevat het, jy weet. So ja, en toe kom ons maar op die ding af en toe begin ons ook vroeg speen op 60 dae. En ja, ons konsepsie, en die mamas gaan terug na die veld toe, hulle kry 'n gewone normale lek, en ons kry nou 'n konsepsie van 90% plus minus 90% op daai koetjies sonder dat ons hulle ekstra kos gee. Ons gee die kalfies kos, maar hulle eet mos eintlik baie min omdat hulle nog klein is, en jong kalf se voer-omset-verhouding is baie beter as ouer diersin. So daar spaar ons ook 'n bietjie, jy weet, of kom ons sê wen 'n bietjie, jy weet. Vat my stapsgewys deur julle vroegspeenpraktyke. Is dit 'n praktyk wat julle vir ander produsente voorstel? Okay, dis nou twee vrae. Die eerste praktyk, of die eerste is met betrekking tot die praktyk. So ons laat die koetjies kalf normaalweg. Die versies nou so vroeg kalf, hulle is eintlik regtig baie bitter jonk en eintlik bitter lig ook. Hier by ons in die Hoëveld sukkel ons om hulle regtig oor 350 kg te kry as hulle kalf, jy weet. So hulle gewigte is maar op 'n mespunt gebalanseer. Ja, dan laat hulle kalf normaal, en dan sodra ek besluit, ek speen, omdat ek hulle in 'n 3 maande periode aankom, speen ek hulle in 3 groepe van 'n maand elk. So as die eerste maand se kalvers, die jongste kalf 60 dae is, dan speen ek alles wat 60 dae en ouer is. Dan wag ek weer 'n maand, dan speen ek alles wat 60 dae en ouer is. So party van hulle is dan, kom ons sê, 90 dae oud, en die jongste is 60 dae oud. Ja, dan, wat ons dan doen, so maar net 'n praktiese reëling is ons, daar waar die verse loop, ek sê nou die verse waar eerste kalfkoetjies loop, ons speen die kalvers daar in 'n kraal en laai hulle daar op met vervoer, met 'n trok of 'n ding, en skuif hulle dan omtrent 4 km weg na ons huis toe. So die koetjies, wat 'n ander voordeel is, die Bosmara koeie, as jy hulle speen, hulle breek drade en hulle gaan terug na hulle kalvers toe. Daai moederinstink is net vreeslik goed, jy weet. En met hierdie praktyk waar hulle mekaar nie kan hoor nie, bly die mamas nou maar draai om die kraal daar waar ek die kalvers opgelaai het, maar die kalvers sit ek in 'n baie sterk kraal by die huis, en die mamas draai maar daar rond vir 2-3 dae, en dan raak hulle rustig en dan begin hulle mooi normaal te vreet en normale gedrag te toon. So dit is eintlik hoe ons dit doen. Ek kan verder net miskien sê oor wat ons vir die kalfies gee. Ons gee vir hulle 'n kalf groeimeel, nie 'n kalf aanvangsmeel nie. Ons het gevoel 'n kalf groeimeel is bietjie beter. Ek dink hulle rumen se goed pas 'n bietjie gouer aan, want dit is nou so, ons vat nou 'n kalf wat se maag aangepas is vir melk, en nou skielik moet hy veiding eet of rifoer kry, en natuurlik nou 'n klomp konsentraat by. Maar ons gee goeie rifoer in die vorm van lucerne, goeie proteïene en ook natuurlike proteïene. En dan moet hy ook smaaklike rantsoen wees. Ons gee dit vir hulle ad lib. Ons sit 1 of 2 kalvers by hulle, groot kalvers wat weet hoe om te eet. Laat hulle die jong kalfies wys hoe om te eet. Die jong kalfies sal maar die eerste dag nie veel eet nie, hulle hou maar vir hulle maas. Maar na die tweede dag dan sien hulle die ouer kalvers eet, en hulle begin sierig word en hulle begin honger word, en dan begin hulle te eet. Ja, en dan hou ons hulle so in die kraal, daai kalfies so vir 10 dae, en daarna sit ons hulle in die veld met dieselfde kos, dieselfde rantsoen en veiding dan ook. En dis ook interessant om te sien eintlik hoe hulle oor tyd al hoe meer en meer veiding eet.
So mense moet nie dink hulle eet nie gras nie. Hulle is definitief daar om gras op te vreet, al is hulle nog jonk, jy weet. Ja, dit is wat ons doen. Jou tweede vraag was nou weer gewees of ek sal aanbeveel. Ja, dis weer 'n lang antwoord, ongelukkig. Ek dink die kort is dat Deedrey, ek dink nie vir iemand wat kommersieel boer gaan dit die moeite werd wees nie om kalvers te verkoop op speen nie. En hulle dan want ook 'n ander interessante stelling is dat niks is beter as moedersmelk nie. So al doen ons dit op hierdie manier, speen daai kalfies nog 20 kg of so ligter as wat hulle by hulle maas gebly het. Maar dan het ek ongelukkig die probleem dat die maas gewoonlik nie beset is nie. Jy weet, of 'n groot persentasie van is nie beset nie. So ons doen die ding nie eintlik om speenmassas te jaag nie, want ons kry nie hoë speenmassas nie. Maar die hele doel van hierdie oefening is om daai versies vroeg te laat kalf op 24 maande en dan hulle weer in kalf te kry sodat hulle op 'n jaar later op 36 maande weer kalf, jy weet. Want dit help nie om hulle op 2 jaar te laat kalf, hulle slaan oor op 3 en hulle kalf weer op 4 nie. Dan kan ek maar net sowel op 3 begin het, jy weet. So ons wil graag hê hulle moet op 2 kalf, 2 jaar, op 3 jaar en op 4 jaar. En ons ondervinding as ons op 4 jaar 3 keer na mekaar gekalf het, dan loop dit baie mooi. Weereens vir kommersiële ouens nie aan te beveel nie, hulle gaan nie swaarder kalvers kry nie. As 'n paar probleme ook betrokke, ons kan net nou daarmee praat met die grootmaak van die kalfies. Maar vir stoetteelers kan dit dalk die moeite werd wees. Ons sien dat daai versies vang op, hier op 18 maande, 2 jaar, kan jy nie die verskil sien tussen 'n konvensioneel grootgemaakte kalf, wat die koeie doen vanaf tweede kalf koeie in ons kudde nie, tot ou koeie, hulle maak hulle konvensioneel groot vir 7-8 maande. Maar daai vroegspeen kalfies lyk aanvanklik maar swak, maar hulle kompenseer verseker en op 18 maande, 2 jaar, dan is hulle lyk hulle net dieselfde. Met een nadeel is omdat hulle eintlik so lig speen, ten spyte van die feit dat die ouens dink hulle speen is swaar en ons voer hulle en sulke goed. Ons voer hulle, maar hulle word nie vet gevoer nie en hulle word ook nie vet nie, jy weet. So wat ek gesê het van die stoetboere, dit lyk vir my tog of dit werk, want daai versies vang op, ek jaag nie speenmassas nie, ek soek net 'n kalfie op die grond en ek soek 'n mamma wat vroeg kalf en 'n mamma wat vroeg in herkonsepsie kom. So vir stoetboere dink ek is dit definitief die moeite werd, as ook 'n dramatiese som, wat jy as jy begin met dieselfde hoeveelheid verse op jaar 1, kom ons sê 50 verse op jaar 1, het jy op jaar 9 dubbel soveel beeste as jy op 2 jaar kalf versus 3 jaar kalf. So dit is 'n groot verskil om dubbel soveel te kry in 9 jaar se tyd. Ja. Is 'n groot voordeel, jy weet. Ja, vir stoetboere sal ek sê mense kan dit oorweeg, jy weet. As jou toesig mooi is en jou mense weet mooi wat gaan aan en jy pas hy kalfies mooi op, kyk maar vir opblaas, kyk maar vir maagwerk. Dis maar die twee goed wat ons hoofsaaklik maar mooi na moet kyk, jy weet. En maak seker die innames is mooi, maar die innames hulle eet eintlik maklik, jy weet. So dis nie 'n probleem nie. Okay. En as jy 'n stel riglyne uiteen moet sit vir 'n stoetboer wat vroegspeen wil toepas, wat sal dit wees? Wat is die 3 tot 5 belangrikste goeders? Jy sê, Deedrey, ek sal sê, belangrik is, jy moet seker maak dat jou toesig gaan goed wees en dat jy dit kan doen. Jy moet seker maak jy die regte rantsoen, want dit is nie sommer enige rantsoen wat daai kalfies kan vat en dat kan groei nie. Dan moet jy so min as moontlik vrektes hê. Jy moet mooi kyk dat jy nie kalvers verloor nie. Ja, dan moet jy veiding beskikbaar hê vir daai jong kalfies. Moenie dink hulle gaan net voer eet uit 'n sak uit nie. Hulle soek veiding, jy weet, hulle eet eintlik 'n mooi klomp veiding ook, wat ook hulle aromas mooi stimuleer en reg maak. Dan sal ek sê, ek weet nie of dit 'n riglyn is nie, maar weer eens as ek sê, die groot
doel van die hele oefening is om daai eerste kalfversies weer in kalf te kry binne 'n jaar of baie na 'n jaar, so naby as moontlik aan 400 dae of so nadat sy die vorige keer gekalf het. En ja, dit kry ons reg met hierdie praktyk. 'n Belangrike ding is eintlik dat ons ook moet voorspeenmassas neem. Op 100 dae neem ons 'n voorspeenmassa. Nee, verkeerd. Ek het dit met dit herhaal. Ons moet volgens die stamboek se prestasietoetsing, die skema, moet ons voorspeenmassas neem ergens tussen 5 dae en 150 dae. So ons neem ons voorspeenmassas nou op jongste op 60 dae, soos ek vroeër gesê het, daar is van die kalvers wat miskien 90 dae oud is, in daai selfde groepie, dan belangrik dat ons dan 'n voorspeenmassa neem, want dit is eintlik 'n baie akkurate maatstaf van die mamma se melk, en dis vir ons ook baie belangrik om te weet hoe lyk die ma se melk, want ons kan nie die kalf voer van 60 dae tot 7 maande en dan die speenmassa neem en sê dis die ma se speenmassa. Nee, die ma het ons nou niks met die kalf te doen gehad die laaste 5 maande nie. Maar omdat ons dit op 60 dae neem, het ons 'n baie goeie aanduiding van hoe lyk die koe se melkproduksie, en dis 'n baie herhaalbare eienskap. Ons kry 'n oorerflike eienskap wat dit ook is, maar dit is ook baie herhaalbaar. So as die eerste kalfie swak gespeen het en die mamma het min melk gehad, dan is die kans baie goed dat dat tweede en derde en volgende kalvers ook gaan maar swaar kry met min melk, jy weet. So ons neem seleksiebesluite op dit, op daai 60 dae massa. En dis vir ons nogal 'n baie belangrike massa om te kyk, soos ek sê, hoe lyk die ma se melkproduksie, want op daai stadium het die kalf nog niks gras begin eet nie. Kalf begin gewoonlik as gras vreet op 3 maande, 'n konvensionele grootgemaakte kalf. Maar in hierdie geval dan, soos ek sê, op 60 dae, maar voor 60 dae is dit suiwer die ma se melk. En dit is vir ons, ek dink daar's 'n 98% korrelasie tussen voorspeen en speen. So dis 'n baie akkurate manier om te meet, om die ma se melk te meet. Net ter afsluiting, jy het nou gepraat van jou rantsoen moet reg wees as jy hierdie wil doen. Vat ons deur Arcadia se voedingspraktyke, hoe lyk julle rantsoen in hierdie scenario? Okay, so die mamas wat nou dragtig is, hulle kom deur die ranks, kom ek sê, van speen af. Kom ons vat nou 'n kalf wat nou die teikengewig gaan haal. My teikengewig vir bulle bysit is 300 kg. Kom ons sê die kalvers gaan dan word gespeen. Ek het nou lang stories, maar ons dek al die versies wat 300 kg is, en ons dek hulle eintlik in die somer, amper na somer. Ons begin hulle te dek die eerste week in Januarie vir 2 siklusse, 42 dae. Dek ons hulle in Januarie en in Februarie. En is net daai 2 siklusse. As hy dan nie vat nie, dan kry sy 'n klein kruisie agter haar naam, maar sy kan dan aanskuif na die volgende dekseisoen toe. En gewoonlik is dit omdat hulle nie op teikenmassa is nie, dat hulle nie dan vat nie, jy weet. So die kalfie van dat hy gebore is tot op 300 kg normale vel en normale veiding en normale lek. Van 300 dae af word hulle dan nou 300 kg af word hulle gedek op 'n sekere tyd, die eerste week in Januarie, soos ek sê. Ja, dan nog steeds dieselfde normale voedingspraktyk as wat ek met my konvensionele kalvers doen. Onthou, ek doen dit net met my eerste kalfversie wat op 24 maande kalf, nie die eerste kalfvers wat op 36 of 38 of 34 maande kalf nie. Net die 24 maande, 25 maande, 23 maande oud versies wat kalf dan. So dan nadat hulle die bulle blootgestel is in die bulle, word hulle maar deur die winter redelik mooi opgepas met 'n lek wat ek op die oomblik gebruik is, Molatex, 'n kondisielek, wat vir my baie goed werk. Dit beteken hulle groei 'n bietjie deur die winter, nie baie nie, maar hulle groei 'n bietjie deur die winter, en dan sodra, dan maak ek net seker voordat hulle nou kalf, hulle is nou dragtig deur die winter dan,
ek sit hulle net nooit op mielielande nie. Hulle gaan nie op mieliereste nie. Ek het nie baie nie, maar ek sit hulle glad nie daarop nie. Omdat ek bang is dat die embryootjie binnekant groot groei en dat die kalfie te groot word. So hulle is op die veld met daai kondisielek. En dan van daar af kalf hulle is maar ver agter in die plaas op waar hulle ook al loop. En my praktyk is maar net as hulle naby kom om te kalf, ek sien hulle nog so 'n week of so oor voor hulle gaan kalf, dan skat ons maar en dan bring ons hulle in nader na die huis toe in 'n kamp wat ons elke dag sien, elke oggend, elke middag, elke aand eintlik, sodat as daar 'n probleem is, ons kan help. Vandat ons bulle gebruik wat normaal is vir dubbelbespiering, het ons kalfprobleme dramaties verminder en eintlik kalf ons nou met regtig min probleme, jy weet. So, maar wat ons ook as alles 'n duimreël gebruik, as die sak uitkom agter by die vulva net voor kalwing, ons sien daai watersak wat daar hang, dan gee ons haar gewoonlik so 2 ure tyd. As hy binne 2 ure nog nie klaar gekalf het nie, dan help ons maar die kalfie. So ons is nie altyd seker of nodig is om te help nie, maar baie keer is dit of vroeg in die oggend en dan weet ons nie. Dit is eintlik 'n ander scenario. Dit is as die voetjies uitsteek. Vroeg in die oggend as die voetjies uitsteek, ons sien nie meer die water ballon kan ek nou maar sê nie. Die klaar gebaars, ons sien die voetjies dan in die oggend trek ons die kalfie, want ons weet nie of sy begin at 10:00, 11:00, 12:00, 4:00 vanoggend nie, dan trek ons die kalfie uit en vanmiddag 5:00, as die voetjies ook sit, die ballonne klaar gebaars, dan in die voetjies sit, dan omdat ons mense afgaan 5:00 se kant, dan trek ons ook sommer die kalfie uit, wat ek dink in 50% van die gevalle nie nodig is nie, net omdat ons wil seker maak, ek staan in die nag op, of gaan trek in die nag kalvers of so iets nie, hulle moet maar sien en kom klaar, jy weet.